Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, dis 'n lekkerte om so elke nou en dan 'n gas te hê wat ek wil nou nie sê ouer as boom is nie, maar wat nou almal nou al ken vir baie lank en hier gesels ons môre met die nimmerlike Betty Kemp. Goeiemôre my Betty. Ek en jy het vir mekaar al baie vroeg goeiemôre gesê baie jare terug. Ek weet nie of jy onthou nie, het ons saam ontbytprogramme gedoen, né? So ek weet hoe dit voel om vroeg op te staan. Simpatie en empatie en dankie aan julle, hoor. Ja, ek weet, ek kan onthou, ek is grys, maar ek vergeet nie so vinnig nie. Jy lyk glad nie grys nie. Betty, jy kom al met TV en radio al vir so lank. Vertel, kom ons begin nou eers. Goeiemôre Suid-Afrika in die 80er jare. Daar's nou baie klone, né? Daar's nou baie klone. Daar is nou baie klone. Hier sit ons in een van hulle. Maar die oorspronklike goeiemôre Suid-Afrika. Vertel ons van daai 80 jare in die 80er jare. Hoe het jy jou dag begin daai tyd? Jou dag vroeg begin, jy weet. Hoe begin 'n oggendprogram? Hy begin eintlik die vorige aand. Wanneer jy vroeg van die bed moet kom. Ja. En die hele huis moet 9:15 slaap want jou wekker lui 4:15. En later het dit 4:00 geword en later 4:15, want die span het al hoe groter geword en make-up en wardrobe, grimeer mense kon nie bybly om die span klaar te kry voor 6:00 nie. En dan het ons dit 3 uur gedoen, hè? 3 uur lang. 6:00 tot 9:00. En môreoggend weer en jy het maklik 17, 18 skofte 'n maand gehad. Wat baie lekker was, maar jy het nie tyd gehad om die geld uit te gee wat jy verdien nie, want jy moet gaan slaap en weer môreoggend op te staan. Betty, ek wil by jou weet, verstaan, jy's 'n ikoon as mens dink aan 'n radiowese, TV-wese, maar hierdie liefde vir die uitsaaiwese, waar het begin by jou? Wie het die liefde by jou gekweek? Hoorie, weet jy, dis iets waarmee 'n mens gebore word. Ek dink nie jy kan dit vir iemand aanleer nie. Elke ou het 'n talent. Ek het nou na die sportouens geluister, hoe goed doen ons mense daar in Kimberley, en hoe lekker is dit vir jong mense om uit te blink in sport. Dis iets wat net in jou is van die begin af, en vandat ek op skool was, het ek besluit, ek luister radiostories, want dit neem my weg na 'n ander wêreld. Onthou, ek was daar voor televisie begin het, lank voor televisie begin het. So, ek het geluister en my skooljuffrou, een van die skooljuffrouens by Laerskool Tosius in Bellville, waar ek groot geword het deelgeneem aan radiodramas. En haar naam is Tossie Logner, en sy spraak en drama gegee. Ja, en toe sê sy wil hulle kinderspelers nodig, om Dawie Marits hulle, en die klomp wat nou almal daar vir Susan van Wyk speel, hulle moet nou maak of hulle kindertjies is. So, hulle soek kinderspelers. En wil ek nie kom vir 'n audisie nie. En toe het sy my voorberei vir 'n radio-audisie, vir 'n drama-audisie. Ons het so 'n ou stukkie ietsie voorberei, 'n tweespraakie en 'n dingetjie, en toe het sy gereël met Susan van Wyk in die Sepen se kantoor, audisie gedoen, einde van storie. Ek is opgeneem as 'n kinderspeler en ek het van so die oudtydse stande 3, 4, graad 5, 6, het ek op 'n kassie gestaan in Sepen in die ateljee's, want ek kon nie bykom nie, en terwyl my maats huiswerk doen en tennis en netbal doen, dan het ek op die trein geklim in Bellville. My pa het my op Kaapse Stasie gekry, hy het my geneem in die ou groot Pontiac, kom ek daar aan by die Sepen se ateljee's, en dan repeteer ek saam met die groot spelers van daai tyd. En dan neem ons op, en dan vanaand laat, as dit donker is, dan neem my pa my weer terug, en ry ons terug Bellville toe. En so het ek 'n werkende kinderaktrise geword van seker so 10, 11, 12 jaar oud. En ek het net nooit weer opgehou nie. Magtig, daar het soveel goeters wat gebeur het intussen. Jy het soveel bergpieke bereik. Ons praat nie net van radio, ons praat van TV, sepies selfs, kontinuïteitsaanbieding. Daar's soveel bergpieke wat jy al geklim het, maar ek gaan nou maar vir jou straight-up, nou seker in Engels, standaard Afrikaans. Ek en jy het saam met Rian Gekruiwagen gewerk. Hy gaan ons pak slag gee as ek sê straight-up. Maar nou ja, waar is jou geheim? Waar lê die geheim vir kreatief, energiek, jonk, want jy het 'n energie wat meeste mense wat nou net 20 geword het nie kan byhou by nie. Waar is jou geheim? Wat is dit? Een woord. Passie. Met passie hier vir wat jy doen. Dan gee jy nie om of die wekker 2:15 lui en daar's Leon. Hallo Leon. Ons kom ook al 'n baie lank pad saam.
Ja, jy moet net passie hê. Ek dink dis wat julle ook het vir julle werk. Anders sou julle dit nie gedoen het nie. Julle sou nie in die oggende opgestaan het en ons vrolik en ingelig gehou het nie. En weet jy wat? Dit was nou weer werkersdag. En 'n mens kan net sê dankie, dankie. Jy het groot waardering vir elke geleentheid wat jy kry en gekry het om te kan werk en te kon werk. Werk is 'n voorreg. Dis nie 'n plig en 'n swaar ding nie. As dit vir jou 'n plig en 'n swaar ding is, hou op, gaan soek iets anders. So, dis mooi gesê. As jy terugkyk na jou loopbaan, wat is vir jou van jou hoogtepunte? Weet jy, ek wil nie terugkyk nie. Dankie vir die vraag. Baie dankie. Dit was wonderlike televisiejare wat begin het daar met Karel Trigard en ons het films gemaak. Bart Nel. Ek het Bart Nel se ou dogtertjie gespeel. En jy weet, ek wil nie terugkyk nie. Ek wil vorentoe kyk want die dinge waarmee ek besig is die dinge van vorentoe. Ek is op die oomblik nog steeds 'n aanbieder van 'n televisieprogram. Woensdae word dit uitgesaai. Dis nou nie vir julle ouderdomsgroep nie, dis nou vir 50 en ouer. Met 'n huppel in die stap. Woensdae op Kyknet, daar's baie heruitsendings en ons ontdek al die passie en van die grys krag van Suid-Afrika. En ons tap daar uit en daaruit is daar weer inspirasie wanneer jy verwys vir die volgende geslag. En dan is ek vir die tweede jaar besig om te skryf en te vervaardig aan 'n radiovervolgverhaal, radiodrama, Strandloper. En dis 'n opdrag van Marula Media wat 'n groot passie en 'n warm hart vir Afrikaanse radiodrama het, waar ons harte ook lê. En ek skryf 'n 120 episode reeks en toe dit klaar is verlede jaar en jy kan dit potgooi op iHownow FM, Spotify. Jy gaan na Marula Media se webblad, jy tik in Strandloper. Jy kan na enige van die gemeenskapsradiostasies luister en in Namibië na hierdie verhaal, dit word uitgesaai en jy kan dit potgooi. En toe ek klaar is, toe kom die mense en hulle sê, dis die storie wat ons wil hoor. Skryf vir ons nog 'n reeks. Passie het vir my gedryf en ek het begin met 'n volgende 120 en ek is nou amper klaar met die tweede 120. Ons neem op in Pretoria, daar in die ateljee's van Marula Media. Wonderlike span saam met my, Peer, tyd dat jy weer vir my kom speel. En ek kry professionele akteurs wat aan die deur klop en sê, wil jy nie vir my ook 'n karakter skryf nie, want ons hou van die karakters. Dis 'n eenvoudige storie, dit speel af by Bloubaai en ek steel skaamteloos van Stilbaai. Dis wat vanoggend, dis waar julle my sien. En ek en my man ry in die oggend met ons fiets af hawe toe. Drink 'n koffietjie, gaan kyk hoe lyk die bote op die slip daar, die gaan uit, loop die kabeljou, kry my stories daar en dan kom sit ek en ek kom skryf Strandloper. So dis waarmee ek besig is, dis wat my jonk hou, dis wat my aan die gang hou en terwyl ek nog 'n bydrae kan lewer, gaan ek dit doen. Julle gaan nie van my ontslae nie. Fantasties. Betty, net so, ons het eintlik 'n minuut oor, maar ek wil nog so lank gesels met jou. Vertel vir my bietjie oor radio. Wat maak radio so spesiaal? Iemand het vir my nou die dag gesê, jy moet verstaan, radio is die luisteraar se prentjie. Dis die luisteraar. Is dit die ding wat radio spesiaal maak? Ja, Pierre. Jy vat dit 100% saam. Hulle sê dis mos teater van die verbeelding. En ek is jammer om vir jou te sê, maar ek was baie jare ook betrokke by televisie en ek is nog steeds daar, maar dit beperk 'n mens. So as mense gedink het hoe ek lyk en hulle maak 'n wonderlike prentjie van die blondine wat langs jou sit op die bank, dat ek so lyk, dan en hulle sien nou hoe ek lyk, dan beperk dit mense se verbeelding, jy verstaan. Maar as hulle my en jou stem hoor, dan maak hulle hulle eie prentjie en hulle skep hulle eie prentjie. Maar dis die dramaturg en die skrywer en die akteur se plig om dit vir hulle lewendig te maak, so ver moontlik. En ons gebruik die wonderlikste byklanke, ons doen baie in die ateljee self. Ek laat die akteurs byklanke doen want hulle voel betrokke tydens die opnames. Maar dit bly die verbeelding van die luisteraar of die kyker vanoggend. En die kyker is ongelukkig beperk, maar die luisteraar nie. Die luisteraar kan net skep. Ja, wat 'n ikoon. Onthou, soos Betty sê, radio is joune. TV is almal se, maar radio is joune. Is dit van baie lekker. Ek moet nie so sleg praat oor TV. Ek praat nie sleg oor TV nie, maar hulle gaan ons fire. Baie dankie Betty vir jou vroeë oggend opstaan soos wat jy nou al prou mee is. En dankie dat jy inspirasie bly vir soveel mense.
En dankie groot en byt vir die wonderlike manier waarop julle vir ons laat wakker word. Ek weet wat die pyn en lyding agter die skerm, vir almal agter die skerms. Baie dankie. Gaan so voort, hoor. Dankie Betty, ek stuur vir jou 10 randjies later vir daai opmerking. Maar ja, dit is al Betty Kemp. Wat 'n lekkerte om met haar te kuier vanmôre. En sterkte met strandlopers Betty, ons luister aandagtig.